As jy 'n skaapboer is, dan is hierdie heel moontlik vir jou. Ek hoor gereeld dat boere sê, my skaap moet maar regkom met die veld wat beskikbaar is. Ek gaan vir hulle niks ekstra gee nie. As hy nie kan regkom nie, as hy nie kan aanpas op daai omstandighede by my nie, dan moet hy maar vrek. Dan is hy nie die moeite werd om mee te boer nie. Nou as dit jou benadering is tot jou skaapboerdery, dan moet jy tevrede wees met die uitkoms wat jy gaan kry uit jou skaapboerdery uit. In hierdie video gaan ons praat hoekom kondisie van die ooi die nommer 1 winsdrywer is as dit kom by winsgewende skaapboerdery of winsgewende skaapproduksie. Ons gaan kyk na wat is die winsdrywer. Ons gaan kyk na die sleutelfilosofie. Wat bedoel ons met teikenkondisie? Ons gaan kyk na gefokuste voeding. Hoekom dit die sleutel tot sukses is. Ek gaan vinnig 'n bietjie net verduidelik waaroor wat bedoel ons met kondisiepunt. En dan gaan ons kyk na die 7 kritiese fases in die reproduksiesiklus van die ooi, naamlik paring, vroeë middragtigheid, laatdragtigheid, lamtyd, vroeë midlaktasie, speentyd en dan naspeen tot weer met paring. Dit is wat ons in hierdie video gaan bespreek. Ek hoop jy gaan waarde vind uit hierdie video. Baie welkom, as dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Coetzee en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Nou voor ons verder gaan, as dit jou eerste keer hier is of jy nog nie my boerdery evaluasie gedoen nie, dan sal ek jou aanraai om die skaapboerdery evaluasie te gaan doen. Dit is 'n evaluasie wat ek opgestel het om jou te help om uit te vind waar staan jou boerdery heidaglik. Want as jy nie weet waar jy staan nie, hoe gaan jy weet waartoe om te gaan? So gaan klik op die skakel reg onder hierdie video of in die beskrywing van die video. Dit sal sê skaapboerdery evaluasie en dan gaan doen jy die evaluasie. Dit is so 15 vrae wat jy net moet beantwoord of kan beantwoord. Dit vat jou so 5 minute om dit te doen en dan sal jy 'n uitslag kry wat vir jou dan aanduiding gee van waar jou boerdery staan. As jy minder as 80% kry vir daai evaluasie, dan sal ek voorstel dat jy deel word van die welvaart met skaap mentorgroep, waar ons jou sal help om jou skaapboerdery tot die volgende vlak te vat. Goed, kom ons kyk hoekom kondisie een van die belangrikste winsdrywers is, wanneer dit kom by winsgewende skaapproduksie of winsgewende skaapboerdery. Die kondisie van die ooi reg deur die jare het 'n betekenisvolle invloed op die winsgewendheid van skaapboerdery. Moderne navorsing toon dat oeye in 'n beter kondisie moet wees en minder massa moet verloor om maksimum wins te genereer. Nou wat is die sleutelfilosofie? Die teikenkondisie. Oeye moet reg deur die jaar in minstens 'n 3 kondisiepunt, maar verkieslik 'n 3.5 kondisiepunt gehou word. As gevolg van variasie in die gehalte en hoeveelheid weiding gedurende 'n jaar, is daar aansienlike variasies in voedingsstofinname en gevolglik ook die kondisie en massa. Die uitdaging is om die ooi se behoeftes so aan te vul dat sy in 'n 3 kondisiepunt bly. Met ander woorde, die regte aanvulling op die regte tyd vir die regte dier vir die regte periode teen die laagste koste. Hierdie is baie belangrik, is om die regte aanvulling te gee op die regte tyd vir die regte dier vir die regte periode teen die laagste koste. Want die veld en die weidingstoestand op die plaas is nie altyd so dat dit aan die dier se optimum voedingsbehoefte voldoen nie. So dit is baie belangrik vir jou om dan uit te vind wanneer moet die aanvullings gedoen word en watter aanvullings moet gedoen word. Watter diere is dit wat dit nodig het? Is dit voorpaartyd? Is dit die ramme? Is dit die jong ooitjies? Is dit die speenlammers? Watter diere is dit? En dan ook vir hoe lank moet daai voeding gegee word? Ons praat hier van differentiële voeding. Met ander woorde, nie te veel nie, nie te min nie, net genoeg. Dit is die geheim, net genoeg. So, gefokuste voeding, die sleutel tot sukses. Strategiese aanvulling. Gefokuste voeding is die aanvulling van spesifieke voedingsstowwe gedurende strategiese tye wat betekenisvolle verbetering in produktiwiteit bewerkstellig. Nou in 'n navorsingsprojek wat deur Lifetime Wool gedoen is in Australië. Dit was 'n 8 jaar lange innovasieprojek
toon dat die oeye 'n minimum teikenkondisie moet handhaaf tydens kritieke stadiums. So as dit verby 'n sekere punt gaan, dan is die gevolge van die nalating daarvan. Indien gefokuste voeding nie toegepas word nie, sal beide die oeye en hul nageslag se huidige en leeftyd produksie ingeboet word. Dit is belangrik. Dit is net die huidige, dis ook hulle leeftydproduksie wat beïnvloed word. Nou wat bedoel ons hier met kondisiepunt? Kondisiepunt word gewoonlik gepunt uit 1 tot 5 of 0 tot 5. So 'n kondisiepunt van 1 tot 2 ondervoeding en lae produksie. Kondisiepunt van 3.4 is optimaal, dit dui op goeie voeding en hoë produksie. En dan 'n kondisiepunt van 5 is oorvet, dit dui op oorvoerde en oorvet oeye. As jy oeye of jou diere se kondisiepunt hier by 5 is, dan is jy definitief besig om geld te verloor, want dit is onnodig om die diere in hierdie kondisie te kry. Belangrike voordeel, kondisiebepaling het die voordeel bo weeg van skape. 2 oeye kan beide byvoorbeeld 60 kg weeg, maar hulle kondisie en produksie kan drasties verskil. Dit kan 'n klein raamooi wat 60 kg weeg kan oorvet wees, of 'n groot raamooi wat 60 kg weeg kan ondervoed wees met 'n kondisiepunt van 1 tot 2 afhangende van wat se tipe dier dit is. So dit is belangrik om die kondisie van die oeye te bepaal, en dan as jy 'n spesifieke ooi se kondisiepunt het teen 'n spesifieke gewig, daarna kan jy weeg om op die kort termyn te bepaal of die dier vorentoe of agtertoe gaan. Daar is basies 7 kritieke fases in die reproduksiesiklus van die ooi. Oeye moet gedurende hierdie 7 belangrikste fases in die reproduktiewe siklus die regte kondisie op die regte tyd hê. Dit het meer lammers met meer geboortes en speen, asook meer wol met laer veseldikte tot gevolg. So fase 1, dit is paring en bevrugting, dit is die dag van paring, en dan fase 2 is vroeë en middragtigheid, dit is van dag 1 tot dag 90, en dan fase 3 is laatdragtigheid, dit is van dag 90 tot 150, lamtyd is op dag 150, plus minus 'n paar dae die kant toe, daai kant toe, en dan vroeë en midlaktasie is dan van dag 150 tot 120, en dan speentyd is van dag 220 tot 240, en dan naspeen gewoonlik dag 240 tot 365. Dit is wanneer die oeye weer gereed moet gekry word vir die volgende paar seisoen. Nou, as ons gaan kyk na fase 1, paring en bevrugting, die belangrikste voorspeller, die kondisiepunt op die dag van bevrugting is die belangrikste voorspeller van reproduksietempo en is belangriker as die verandering in kondisie voor paring. Teikenkondisie met paring, as ons kyk hier na merinos, dan moet ons so minstens 3 verkieslik wees. Kruisooie en vleiskaapoie moet so 3.5 tot 4 kondisiepunt wees. Nou, 'n kritiese insig hier is, vir elke 1 toename in kondisiepunt met paring, kan die lampersentasie met tussen 5 en 40 ekstra lammers per 100 oeye toeneem. Die gemiddelde respons, toename vir elke kondisiepunt, is ongeveer 20%. So hierdie is baie belangrik, dat die oeye in die regte kondisie is met paring. Dan as ons gaan kyk na fase 2, vroeë en middragtigheid, die permanente impak, die kondisiepunt gedurende vroeë en middragtigheid beïnvloed nie net die lam se geboortemassa, vagmassa en veseldik nie, maar beïnvloed die lam se ontwikkeling permanent. Teikenkondisie handhaaf 'n kondisie van 3, maksimum kondisieverlies 0.3 na dag 30 is toelaatbaar, mits dit voor lam herwin word. So, daar kan so effens 'n dip, maar dit is verkieslik om dit nie te doen nie. Dit is meer kostedoeltreffend om die kondisie gedurende dragtigheid te handhaaf, eerder as om die kondisie te verloor en dit weer te probeer herwin. Nou, wat is die rol van die placenta in die baarmoeder? Gedurende die eerste 50 dae, groei die placenta en die fetus minimaal. Gedurende middragtigheid, dan
dag 50 tot 100. So met dan die eerste maand en 'n half groei die plasenta en die fetus baie min, dan die volgende maand en 'n half groei die plasenta baie vinnig, terwyl die fetale groei minimaal is. Nou, op hierdie stadium is dit net die plasenta wat baie vinnig ontwikkel. Die uiteindelike grootte van die plasenta bepaal hoofsaaklik die geboortemassa van die lammers. Hierdie is baie belangrik. Die grootte van die plasenta bepaal hoofsaaklik die geboortemassa van die lammers. So, as jou oeye swaar kry gedurende hierdie tydperk, dan gaan die plasenta nie ten volle ontwikkel nie, en dan gaan jy sit met klein, swak lammertjies met geboorte. Ek onthou, daar was 'n tyd wat ons gaan, daar was 'n boer daar in Victoria Wes gewees wat 'n klomp ou oeye verkoop het, merino oeye, wat hy gepaar het, hulle net die lammers was nog by die oeye gewees, by die ou oeye, toe het die weer die ramme tussen hulle ingesit en die oeye het gevat, en toe wou hy die oeye verkoop as dragtige oeye aan 'n besproeiingsboer hier in Cradock se wêreld, en ek het, my aanbeveling was dat die boer nie die oeye moet koop nie, want omdat die oeye op daai stadium van middragtigheid baie skraal was, en ek het vir hom gesê, hy gaan sit met 'n klomp klein lammertjies, swak lammertjies met geboorte. Hy het egter voortgegaan met die transaksie, want een van die ander manne het hom oortuig dat hy sal hulle kan regvoer, want hy het mos nou die besproeiing, want op daai stadium was daai oeye dragtig geweest met iets soos 150% fetusse wat geskandeer was. En hierdie man het gedink hy gaan 'n vinnige paar rand maak, en hy het daai skape ingebring van Victoria Wes af hier na Cradock op die besproeiing, het op die lande gesit, en die oeye het nogals redelik herstel en gewig aangesit, maar dit was nie genoeg nie, die plasenta was klaar nie ten volle ontwikkel nie, en toe daai oeye lam was dit absoluut chaos geweest. Daai lammertjies het gevrek soos vliee. Dit was klein, swak lammertjies. Hy het op 'n einde van die dag het hy minder as 60% lammers gespeen van daai oeye. Juis omrede hy nie aandag gegee het aan hierdie probleem hierso nie. So as jy 'n man is wat ou oeye inkoop, dragtige ou oeye, wees versigtig vir daai kondisie. So, en as jy jou produksie wil opstoot en sorg dat jy gesonde lammers het, sorg dat jou oeye in die regte kondisie is en dat sy nie swaar kry hier in middragtigheid nie. Want dis gewoonlik die tyd wat jy dink, nee, alles is enkie daardie, die oeye, die ramme is nou uit en jy het gescan en daar is genoeg fetusse daarso, maar pas op vir daai ontwikkeling van die plasenta. Dan laatdragtigheid, die kritieke ontwikkeling, teikenkondisie hier is 'n kondisiepunt van 3 vir die oeye met enkeling fetusse en 3+ vir oeye met tweeling fetusse. Konsultante beveel aan 3.5. So die impak op geboorte, indien oeye se kondisie met 1 kondisiepunt gedurende laatdragtigheid toeneem, sal die geboortemassa met 0,5 kg toeneem. Die optimale geboortemassa is 4.5 tot 6 kg vir maksimum lamoorlewing. Die kritieke drempel, lamvrektes neem vinnig toe wanneer lammers minder as 4 kg weeg. Tweelinge 15% toename in oorlewing wanneer geboortemassa van 3.5 tot 4 kg verhoog. So die fetale programmering, die leeftyd impak, wat is die impak wat hierdie kondisie op die langtermyn het op jou diere? Nou as dit kom by wolskape, dag 60 tot 90, dis wanneer die primêre follikels ontwikkel. Dis die dikker, as jy kry by wolskape, is daar primêre follikels en sekondêre follikels. So dag 60 tot 90 is wanneer daai dikker vesels ontwikkel. En dan dag 90 tot geboorte en selfs na geboorte ontwikkel die sekondêre follikels, dit is die fynere vesels. Nou die permanente impak hier is dat die follikeldigtheid word voor geboorte bepaal en verander nie gedurende die dier se leeftyd nie. So as die diere swaar kry hier tydens laatdragtigheid, vroeë laktasie, dan sit jy gewoonlik met 'n dier wat minder wol op hom het, maar ook sterker wol. En as in 'n goeie kondisie is, het daar
baie van die sekondêre wolfollikels ontwikkel wat dan vir jou gemiddeld fynere vesels gee met 'n hoër wolproduksie oor die leeftyd van die dier. Goeie voeding gedurende laatdragtigheid kan tot 0.2 mikron afname in veseldikte en 'n 0.1 kilogram toename in skoonvaagmassa lei vir elke 0.5 toename in die kondisiepunt van die laatdragtigheid. So wat is die langtermyn voordeel dan? Ooe wat gedurende laatdragtigheid op 'n hoë voedingspyl was, ooelammers het met die eerste lam 'n 14% hoër lampersentasie gehad. Dit is wat die effek was hierso, met die ander, die ooe wat gedurende laatdragtigheid op 'n hoë voedingspyl was, se ooelammers het met eerste lam 14% hoër lampersentasie gehad. Dan fase 4 en 5 is lamtyd en laktasie. Dis hier vandag 150, die teikondisie minstens 3 kondisiepunt vir enkelinge, 3+ verkieslik 3.5 vir meer energiereserves. En dan lamvrektes vind in die eerste 70% van die lamvrektes vind 15 tot 20% meer lammers oorleef uit ooe met 'n 3 tot 3.5 kondisiepunt versus 'n 2 tot 2.5 kondisiepunt. So hierdie is belangrik dat jou lamoorlewing is net baie beter as die ooe in 'n goeie kondisie is. En dan vroeg en midlaktasie, dis nou dag 150 tot 220, teikondisie 2.7 tot 3 verkieslik 3.5. Ooe in 'n goeie kondisie produseer meer melk wat groter lammers met hoër oorlewing en groeitempo tot gevolg het. Die hoeveelheid en gehalte van veiding is die hoofaktor wat lamgroeitempo bepaal. En dan fase 6 en 7, speen en voorbereiding vir paring. Hier praat ons vandag 220 tot 240, die teikenkondisie minstens 2.5 tot 2.7. Die lammers moet so 45 tot 50% van die volwasse ooe se massa weeg. Dis by speentyd. Strategiese groepering verdeel ooe in groepe volgens kondisie, skraal ooe na beter veiding of lek byvoeding. Dit is nie nodig, alle ooe het nie dieselfde behoefte as dit kom by byvoeding of aanvulling nie. En dan voor paring, dag 240 tot 365, die teikenkondisie is 3.5 en hoër kritieke tydperk om die ooe in die regte kondisie te kry. En dan prikkelvoer moet vanaf minstens 3 weke voor paring vir minstens 6 weke aan ooe voorsien word wanneer kondisie laer as 3.5 is. So hierdie is die tyd in laatlaktasie begin is wanneer die ooe, dit is baie moeilik om die ooe in daai 3.5 kondisietelling te hou. So hulle sal hier tydens hierdie vroeë midlaktasie, hierso syp die lammers gewoonlik daai ooe af. So jy gaan sukkel om die ooe se kondisie daar te handhaaf. Maar die ooe se kondisie moenie onder 2.5 na 2.7. As die ooe se kondisie verder as dit val, dan sukkel jy om daai ooe weer terug in kondisie te kry. So monitor daai kondisie. En dan moet dit weer terug na 3.5 met paring. Dan kondisie en gesondheid, spekvet en gesond. Uitstekende kondisie, 3.5 kondisie, dui op 'n gesonde dier met 'n sterk immuunstelsel. Skraal diere het gewoonlik 'n swak immuunstelsel met hoër persentasie siek diere en vrektes. So die vrekte norm vir kuddes in goeie kondisie. Wanneer jou diere in die regte kondisie is, dan sal volwasse ooe die vrektesyfers sal onder 3% wees, maar jy moet streef na 1%. Lamvrektes onder 10%, streef na 5%. Speen ooelammers tot eerste paring minder as 5%, streef na minder as 3%. En dan resorpsie van die embryo's is minder as 2%, streef na 0.5%. Topkuddes, in top skaapkuddes is hierdie syfer onderskeidelik 0.2%, 2%, 1.1% en 0.5%. As jy nie seker is hoe om die kondisie van jou diere te bepaal nie, gaan kyk na die video wat nou op die skerm verskyn. In hierdie video verduidelik ek presies wat jy moet doen, hoe om die kondisie van jou diere akkuraat te bepaal.